Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir u goedheid, vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Ons maak ons harte nou oop om te hoor wat u vir ons sê. Ons draai onsself na u lig toe. Ons draai onsself weg van die duisternis af. En ons dankie dat u liefde so groot is vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Right, ons gaan in die woord inspring. My titel vanmôre is die beeld van wie jy is. Die beeld van wie jy is. En ek wil lees met oopmaak by 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ons gaan 'n bietjie mediteer vandag oor ons identiteit. Want die woord leer ons dat die identiteit wat jy het in die binnekant bepaal jou sukses in die gees. Dit bepaal of jy gaan kry wat jy vra of nie. Dit is baie belangrik. Jy vind jy hou daarvan om jou gebede beantwoord te kry. Dit word bepaal deur jou identiteit van waar af jy vra, né? So, kom ons begin by 2 Korintiërs 5 vers 17. En ons laat die Heilige Gees met jou praat oor hierdie verse. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So die woordjie kyk daar beteken is 'n beeld wat jy voor jou moet hou. Jy moet hierdie beeld, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor Jesus vir wat hy gedoen het vir jou om hierna te kyk dag en nag. Jy moet aan mekaar kyk na die feit dat jy 'n nuwe skepsel is, dat die ou dinge verbygegaan het, dat dit alles nuut geword. En dit is alles uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. So dis nie uit jou nie. Dis nie iets wat jy hoef te gedoen het of verdien het of voor gewerk het nie. Dis alles uit God. Amen. Dis alles uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Dis die bediening wat ons gekry het teenoor ander mense, om vir hulle te vertel dat dis alles uit God. Jy kan nie nader kom aan die Here deur jouself te verbeter nie. Dis alles uit God. Die bediening van die versoening. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie. Die Here reken jou misdade nie toe nie. En die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil. Die een vertaling sê ambassadeurs. Ons is gestuurdes. Asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Laat julle met God versoen. Jy moet jou met God laat versoen in jou innerlike wese, in die beeld wat jy van jouself het. Dit help nie jy, en dit is goed om die Here aan te neem, nee, dis hoe ons wedergebore word. Maar dit help nie ons neem die Here aan en dan leef ons nog steeds in 'n sondebewustheid. En ons leef nog steeds asof ons ontoereikend is nie. En dit kom deur 'n desepsie van die vyand af, dat jy moet verdien, nee. Die volgende versie, vers 21, want hy het hom, God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, sodat jy kan word geregtigheid van God in hom. Nou vers 20 sê, die tweede deel van vers 20 sê, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Onthou, hy skryf hierdie aan die gemeente nou, né? Aan wedergebore mense. So dit beteken, hy praat van jou beeld, dat jy die beeld moet inneem van wat die Here gedoen het vir jou, dat jy daarin kan lewe. Nou, die Amplified sê hom as volg. We, as Christ's personal representatives, beg you, for his sake, to lay hold of the divine favor now offered you and be reconciled to God. Lay hold of the divine favor now offered you. Dit gaan oor om te besef dat alles wat ek ontvang is guns. En dit help nie
Ek weet dit net nie, ek moet dit vat. Ek moet dit daadwerklik vat. As ek nog steeds sukkel met 'n swak selfbeeld, of ek is krities op myself, dan beteken dit ek het dit nog nie waarlik gevat nie. Dit wat God gratis kom gee het nie. Die vraag is, hoe sterk is die geregtigheid wat van hom afkom? Deel van jou identiteit. Hoe sterk is dit 'n deel van jou identiteit? Ons weet in hierdie kerk dat God het hom met geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Maar die vraag is, hoe sterk is dit, daai openbaring, 'n deel van jou identiteit? Dit help nie net, jy ken die versie. Dit is goed om die versie te ken, maar dit help nie dis waar jy stop nie. Dit moet 'n geesopenbaring word. Dit help ook nie, dit is 'n flash in the pan geesopenbaring. Jy het vir 1 week lank leef jy daarin, en dan laat jy dit slip nie. Jy moet dit inbou in jou identiteit. Dat jy is, ek is, sê saam met my, ek is die geregtigheid van God in hom. Halleluja. Nou Romeine 10 vers 1 tot 4 praat ook hieroor. En dis 'n groot desepsie wat ons moet afslaan in ons lewens. 10 vers 1 sê, broers, die verlange wat van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp. Want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Amen. So, in jou identiteit, soos jy leef, elke dag, moet jy jou aan die geregtigheid van God onderwerp. Dit beteken, ek onderwerp my daaraan, dat ek nie hoef te perform, om aanvaarbaar te wees nie. Ek onderwerp my daaraan, dat die geregtigheid wat ek het, is 'n geskenk. So ek kan nie brag daaroor nie. Ek kan nie brag oor 'n geskenk nie. Ek kan nie hoogmoedig raak oor iets wat ek nie verdien nie. Is julle met my? Dit is 'n geskenk, maar is daadwerklik 'n geskenk. Ek moet dit vat. Dit is God se manier, dis sy ontwerp, dis sy plan, en of jy onderwerp jou daaraan of jy onderwerp jou nie daaraan nie. So jy onderwerp jou aan die feit dat dit nie deur jou eie verdienste is, of dat dit iets is wat jy beloning voor kry nie. Jy kry beloning, maar is nie iets wat jy verdien het nie. Amen. Jy moet dit vat. Nou, Jesaja 55. Nou gaan ons na Jesaja 55, van vers 1 af, vers 1 tot 7. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Jy sien? Wat is dit? Dit is 'n gratis geskenk. Amen. Dis 'n gratis geskenk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbei vir wat nie kan versadig nie? So vir hierdie geskenk, jy kan dit nie koop nie, en jy kan nie arbei daarvoor nie. Hierdie geskenk van geregtigheid kan jy nie koop nie, met al die geld in die wêreld, en jy kan ook nie arbei daarvoor nie. Al jou arbeid gaan nie vir jou meer of minder geregtig maak voor God nie. Dis nie te sê, ons moenie arbei nie, maar jou arbeid gaan jy nie minder of meer geregtig maak nie. Amen. Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Daai praat van die salwing. So die salwing is, die anointing, vettigheid, né? Dis lasverwyderende, jesvernietigende krag. Jesaja 10 vers 27 sê dat lasverwyderende, jesvernietigende krag. So, jy kan nie deur al jou pogings van die juk ontslae raak nie. Dit is die salwing wat van die juk ontslae raak. Amen. So al wat ek moet doen, ek moet in posisie kom en in posisie bly
om die salwing te laat vloei, om die salwing te ontvang. Ek moet 'n ontvanger wees. Ek hoef nie 'n oorsprong daarvan te wees, ek moet 'n ontvanger wees. Verlustig beteken ek verheug my. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Dis net woorde. Dis woorde, dis al. Maar dis God se woord. En wat jy met God se woord doen, gaan bepaal of jy siel lewe of nie. Jy moet sy woorde waardevol ag. Jy moet sy woorde bo ander woorde stel. Jy moet die gedagtes van God. God se woorde is sy gedagtes. Dan moet jy bo jou eie gedagtes plaas en bo ander gedagtes wat wil kompeteer. Want die aanslag van die vyand in elke liewe een van ons se lewe is in ons gedagtes. Niemand is exempt nie. En 'n hoër die boom, hoe erger die wind. Amen. Dis waar. Maar jy word voorberei deur die Here om te oorwin. So jy moet jou gedagtes beskou as die heiligste plek in jou. Jou gedagtes is die heiligste plek in jou. Dit wat jy daar toelaat is, as die vyand jou kan vang in jou gedagtes, gaan hy dinge regkry in jou lewe wat hy nie veronderstel is om reg te kry nie. En as jy kan vry wees in jou gedagtes, kan jy vry wees van al sy werke. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genadebewyse van Dawid. Jy kan ook daar staan genadebewyse, ek het in my Bybel geskryf gunsbewyse, want die woord genade is 'n ander woord vir guns, né? So gunsbewys. Jy kry geskenkbewyse, dan kry jy gunsbewyse. En hier staan die bestendige. Dis bestendig. Dit is betroubaar, dis konstant. Daar's 'n konstante, betroubare guns in jou lewe. Dis wat die Here graag vir jou wil doen. Hy wil vir jou konstante vloei van guns gee. Konstant, betroubaar. Meer betroubaar as die wêreldstelsel, meer betroubaar as die weer. Dit kom na jou toe deur jou gees. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Jy sien my gedagtes. Ek moet my gedagtes verlaat. Ek moet God se gedagtes vat, as ek suksesvol wil wees. My probleem is my gedagtes. Die mislukkings wat ek ervaar in my lewe, is wees mislukte gedagtes. Gedagtes wat al gesaai is in my dalk lankal. En nou dink ek hierdie gedagtes en dit veroorsaak mislukking. Maar as ek daai gedagtes kan laat vaar, en ek kan God se gedagtes kry. Gedagtes, nommer 1, hoe dink ek oor myself? Groot deel van my sukses in die lewe gaan afhang van hoe ek oor myself dink. Amen. Hoe dink ek oor myself? Hoeveel respek het jy vir jouself? Hoe sien jy, wat is jou identiteit? Sien jy dat ek is die geregtigheid van God in hom? God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Sien jy dit? Mediteer jy dit? Is dit deel van jou identiteit? Watter gedagtes dink jy oor jouself? Wat is jou respek vir jouself? Dan kom die volgende ding, watter gedagtes dink jy oor die mense langs jou? Nou gaan dit een stapie verder, maar ek kan nie goeie gedagtes oor jou dink as ek myself verag nie. Want die vyand wil jou aanstoot gee. Hy wil jou aanstoot gee, want die aanstoot wat hy jou gee, sal kom steel van jou soos nog nooit in jou lewe nie. En hy gee nie om met wie jy aanstoot het nie. As jy aanstoot met jouself het, is dit fyn met hom. Jy so aanstootlik vir jouself dat jy nie verder kan gaan nie. Dis van die Satan af. Amen. Jy moet dit identifiseer.
Jou beeld van jouself is heilig. Jesus het met sy bloed betaal en jy is sy geregtigheid. En dan moet ek my gedagtes oor jou reg kry. Amen. En dit is, ons gaan nou kyk na 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 praat daarvan hoe dink ek oor jou. Nou Matteus 6 vers 26. Matteus 6, kende hoofstukkie vir ons. Vers 26 sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Is hulle nie baie meer werd as hulle nie? Dit is waarna jy moet kyk. Dit is wat jy voor jou oë moet hou. Jou waarde vir die Vader. Hoeveel jy werd is vir hom. Amen. Jy moet dit inbou in jou geestelike wese, in jou innerlike wese. Dat ek is baie werd vir die Vader. Die mense om my. Jy sien, 'n oomblik as ek 'n openbaring kry van hoeveel ek werd is, dan kry ek 'n openbaring van hoeveel jy werd is. Amen. Dit kom altyd tweede, né? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy jouself lief het, jy kan jou naaste lief hê nie. Jy moet dit, as jy 'n probleem het om jou naaste lief te hê, begin die probleem omdat jy nie jouself lief het nie. En in liefde, in hierdie liefde is jy onaantastbaar vir die Satan. Hy gaan jou traai, hy gaan jou probeer, hy wil jou kom siek maak en arm maak en moedeloos maak. Dis sy plan vir jou lewe. Siek, arm en moedeloos. Ek stel nie belang in sy plan vir my lewe nie. Amen. So ek kom agter. Ons het laas keer gesê, laat die lig in jou opgaan oor wat aangaan. Die lig moet in jou opgaan oor wat aangaan. Kyk na, dis 'n opdrag wat Jesus ons gegee het, na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle oes nie, bring nie bymekaar 'n skuur nie, tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Mediteer daaroor. Bedink dit. Skryf dit neer op 'n kaartjie. Dink daaroor. Spreek dit uit. Amen. En oomblik as daar 'n aanslag in jou denke kom teen daardie feit, dan antwoord dit. Antwoord dit spesifiek. Gebruik hierdie versie. Oomblik as jy 'n moedelose gedagte kry, dan antwoord jy die moedelose gedagte. En dan sê jy, ek is baie meer werd as die voëls en my Vader sorg vir hulle. Hoeveel te meer sal hy nie vir my sorg? Jy antwoord dit. 2 Korintiërs 10, ons ken almal 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, maar kom ons lees dit weer. 2 Korintiërs 10 vers 3. Want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So jy kan nie, as jy die gevolgtrekking bereik dat alles wat in jou lewe gebeur toevallig is, het jy die verkeerde gevolgtrekking. Amen. Want jy mag in jou liggaam bly, en ons sien jou in jou, ons sien mekaar se liggame. Maar dit is net die voorkant. Dit is in die gees wat ons leef. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Jy sien, hier's 'n geweldige oorlog in die gang om jou denke in duisternis te hou. Want hoe meer kennis van God jy opdoen, hoe meer openbaring van God jy opdoen, van sy woord, hoe meer vry kom jy. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dit is spesifiek openbaringskennis. Die lig moet opgaan by jou. Dan moet 'n lig opgaan in jou en ewe skielik sien jy, wow. Ek is die geregtigheid van God in Christus. Jy weet, dit is 'n lig wat opgaan. En as jy dit glo en dit vat, dan leef jy anders. Jy loop anders, jy smile anders, jy dink anders. Amen. As jy werklik daai waarheid vat, gaan dit alles beïnvloed wat jy doen. Ek is die geregtigheid van God in Jesus. God het hom met geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Ek is sy geregtigheid. Ek is vry. Ek is vry in Jesus naam. Amen. So die vyand se strategie met
elke een van ons is om ons denke, is om druk te sit op ons in die area van ons gedagtes. Hy wil elke een van ons, hy het dit met Jesus gedoen. Jy is nie beter as Jesus nie, okay? Hy het met Jesus druk kom sit op sy gedagtes. En Jesus het hom verslaan in die gedagtes. Hy het woorde kom saai en by Jesus gelos. En later teruggekom kyk of daai woorde iets laat opkom. En Jesus sê, toe hy terugkom by my, het hy niks in my gevind nie. Nie een bossie nie. Hy saai bossies. Die duiwel saai bossies. Sê saam met my, die duiwel saai bossies. Hulle gaan nie opkom by my nie. Amen. Moenie dat hulle opkom by jou nie. Hy lieg en hy lieg en hy lieg. Ons gaan nie dat opkom by ons nie. Nou Romeine 12, 1 en 2. Ek vermaan julle dan broers by die ontferminge van God, dat julle die liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan beproef of bewys lewer wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. God se wil is goed, God se wil is welgevallig en God se wil is volmaak in jou lewe. Elke goeie ding, elke volmaakte geskenk, elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen skaduwee van omkering is nie. Hy is nie vandag goed en môre sleg. Vandag gee hy goeie gawes en môre slegte gawes nie. Hy gee goed. Amen. Maar ek moet my denke vernuwe. Dit is 'n proses, dit is die belangrikste proses in my hele lewe. Jy het nie 'n belangriker ding wat jy werk nie. En jy sal sien as jy jou denke vernuwe in die area van wat ook al, verander daai area. As ek my denke kan vernuwe in die area van my liggaam, hoe ek vir my liggaam sorg, dan gaan my liggaam verander. As ek my denke vernuwe in die area van my verhoudings, my huwelik, dan gaan my verhoudings in my huwelik verander. As ek my denke vernuwe in die area van my finansies, dan gaan my finansies verander. Amen. Dit begin by jou denke. Dit is wat moet verander. Vernuwe word. Nou Romeine 8 vers 1 en 2. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat bepaal volgens die Bybel of jy in die gees wandel of in die vlees? Jou gedagtes. Sal dit nou vir jou lees staan daar. Dit hang af wat jy dink. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink, haas hy. Bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. So in my gedagtes onderwerp ek my aan God. In my gedagtes onderwerp ek my aan sy geregtigheid, aan sy manier van doen. Ek voel dalk ek moet 'n bietjie harder werk. Hy sê nee, jy kan nooit hard genoeg werk nie. Vat dit as 'n geskenk, die geregtigheid. Dan vat ek dit. Dan sê ek is sy geregtigheid. Amen. Ek stry nie met hom nie. Dit is nooit 'n goeie idee om te stry met Jesus nie. Amen. So die wat hulle onderwerp aan God, is die wat hulle nuwe identiteit aanneem en deel maak van hulle self. Jy kan nie sê ek onderwerp my aan God, maar jy neem nie jou nuwe identiteit aan nie. Jy voel nog steeds negatief oor jouself nie. As jy nog steeds negatief voel oor jouself, onderwerp jy jou nie aan God nie. Jy lieg vir jouself. Amen. Want hy het hierdie dinge geskryf dat jou vreugde volkome kan wees. So as jy die dinge wat hy geskryf het glo, sal jou vreugde volkome wees. Amen. As jou vreugde nie volkome is nie, glo jy nie die dinge nie wat geskryf is nie. Dit is die lig, luister mooi, dit is die lig van die woord wat jy vat en wat jy vashou, wat jou veilig hou. As jy wil veilig wees in hierdie lewe, dit wat jou veilig hou, dat probleme nie kan toeslaan in jou lewe nie, is die lig van die woord wat jy vat en wat jy vashou. Onthou julle die toring wat omgeval het in Jerusalem, alle mense doodgeval het. Julle gelees daarvan? Jy het nie net gelees van die toring,
Onthou jy, nie geweet nie. In die dae van Jesus was daar 'n toring gewees in Jerusalem. En die toring het omgeslaan en 'n klomp mense doodgeval. Waar het ek dit gelees? As jy ook jou Bybel lees, het ook laag. Dit staan in die Bybel, in elk geval. En Jesus het 'n lering gegee daaroor. En hy het gesê, weet julle, dink julle dat van al die mense wat in Jerusalem bly, is die mense wat doodgeval is deur die toring groter sondaars gewees? En ek dink hulle het gesê ja. En Jesus sê vir hulle, nee, julle almal is in gevaar. So hy sê, om uit gevaar uit te kom, moet jy jou wegdraai. En draai weg van duisternis na die woord. Dis die lig in die woord wat jou bewaar. Dis die lig van die woord wat jy vat, nie net omdat die Bybel hier geskryf staan nie, dis die deel wat jy vat en wat jy vashou. Wat jou veilig hou. Sê saam met my, dis die deel wat ek vat en wat ek vashou, wat my veilig hou. Amen. So jy vat die woord as jy dit met jou mond sê en in jou hart inkry. Dis hoe jy hom vat. Byvoorbeeld Psalm 91. Psalm 91. Jy kan net die eerste 2 versies gebruik om te begin mee. Vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Daar's hy. Dis genoeg. Daar's genoeg krag in daai woord om jou veilig te hou. Wat moet jy sê? My toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. That's it. Dis maklik. Die hele res gaan oor wat daai een sinnetjie. Dis een sinnetjie. Dis nie moeilik nie. Dis maklik. My God, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Die vyand kan ook niks reg kry teen iemand wat 'n sterk identiteit in Christus het nie. As jou identiteit wishy-washy is, jy weet hierdie dinge, maar jy voel nie altyd so nie. Jy kan nie vir jouself vra, hoe voel ek nie? Amen? Gevoel is die laaste waantjie in die trein. Hy word laaste aangehaak. Dit is nie lokomotief nie. Gevoel kom later. Jy kan nie laat gevoel jou lei nie. Ek ontvang dit want die woord sê dit. Ek sit dit in my mond, ek sit dit in my hart. En ek mediteer dit. En as dit my hart tref, dan gee dit my vreugde. Dan kom die gevoel. Amen. Die vyand kan niks regkry teen 'n sterk identiteit in Jesus nie. Nou, die vraag is nou, glo jy die liefde? Glo jy die liefde? Kom ons kyk 'n bietjie na 1 Johannes. Ons gaan so vinnig deur 1 Johannes gaan. Want hier is 'n geweldige sterk geestelike krag en ons moet aanhou kyk daarna. Totdat die Here dit vir ons, totdat ons gees dit wat die Here vir ons wil wys vat, né? So 1 Johannes hoofstuk 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Nou die woord gebooie kan ek vertaal wat met woord. Dis sy woord, né? So hier, kom ons lees dit so. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy woord bewaar. Amen. Hy wat sê ek ken hom en sy woord nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Waaraan? Dat sy woord bewaar. So jy sien elke versie daar staan, woord bewaar, woord bewaar. Ons moet sy woord bewaar. Johannes is baie ernstig hieroor. Hierdie ou toppe Johannes, hy het die oudste geword. Baie wysheid. En hy gee vir jou ernstige raad. Hy sê jy moet sy woord bewaar. Sy woord moet hier wees. Dis wat jou vry maak, dis wat jou vry hou. En onder andere praat ons hier van die woord van sy liefde vir my. So dit is die konteks van 1 Johannes is sy liefde vir my. Dis die konteks. So ek moet die woord bewaar van sy liefde vir my. Voor ek begin negatief dink oor myself, of my tyd mors met negatiewe gedagtes, moet ek eerder gedagtes dink van sy liefde vir my. Ek moet mediteer op sy liefde vir my. En jy sal sien, dat die oomblik as jy dit begin doen, gaan die vyand jou aanval. Hoekom?
Nou het jy 'n teerpuntjie, jy het 'n teer snaartjie aangeraak by die duiwel. Want as jy dit gaan glo, het die duiwel die wêreld se moeilikheid. Hy moet dit uit jou uitpraat. Maar jy het 'n besluit om te neem watter gedagtes jy vat, watter gedagtes jy los, watter gedagtes jy glo. Amen. Jy moet nie kyk na die omstandighede om jou om te besluit of die Here vir jou lief is nie. Dit is jou ontvang van sy liefde wat die omstandighede om jou gaan verander. So baie mense kyk na hul omstandighede wat met hulle gebeur en hulle sê maar die Here kan nie lief wees vir my nie. Want kyk wat gebeur. Wat hulle nie besef nie is dat dit wat gebeur is nie die Here nie. Dis 'n oop deur wat hulle gemaak het vir die vyand. Nou, vers 14 van dieselfde hoofstuk 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 14 sê ek het aan julle geskrywe jong manne omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Hoe het hulle die bose oorwin? Deur die woord van God wat in hulle bly. As jy die woord van God in jou laat bly, kan jy die bose oorwin. Maak nie saak wat hy teen jou bring nie, watter wapen hy teen jou bring nie, watter situasie hy teen jou bring nie. As die woord in jou bly en hy kan nie die woord uit jou uitkry nie, gaan jy oorwin. Altyd. Die woord kan nie faal nie. Amen. Hoofstuk 3 van 1 Johannes, vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Vers 8. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te vernietig. Dis hoekom hy gekom het, om die werke van die duiwel te vernietig. By julle Hebreërs 2 vers 14. Hebreërs 2 vers 14 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Wat 'n manier? Hy's gebore, né? Sodat hy Jesus deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Okay, nou gaan ons na 1 Johannes 3 vers 19. 1 Johannes 3 vers 19 en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom. Daar's een van die geheime, om jou hart, onthou jou hart respondeer op wat jy dink en wat jy sê. So as ek my gedagtes as my heiligste deel beskou en ek hou verkeerde vyand geïnspireerde gedagtes uit my kop uit, ek antwoord hulle elke keer ek antwoord hulle en ek dink ek fokus my gedagtes op die seun van die Here. Die seun van Abraham, dit is my erfporsie. Die wil van God is dat ek uitgered moet leef in hierdie aarde. Die wil van God is dat die seun van Abraham in sy volheid moet manifesteer in my lewe. That's it. Dit staan in die woord. Galasiërs 3 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, dat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Nou, jy kan maar van enige hoek af daarna kyk. Die seun van Abraham is goed vir jou finansies. Die seun van Abraham is goed vir jou verhoudings, is goed vir elke deel van jou lewe. So dis God se wil. So dis waar my gedagtes moet gaan. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik oes, wie volop saai, sal volop oes. Dink daaraan. Dat jou gedagtes na die regte plek toe gaan. Sien daai oes wat jy gaan kry vir wat jy gesaai het. Amen. Sien die seun van Abraham gebeur in jou lewe. Sien dit. Dink daaraan. Dis waar jou gedagtes moet fokus, nie op die negatiewe en op vyand geïnspireerde idees nie. Glo jy die liefde? Glo jy die liefde? 1 Johannes 4 vers 16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, deur ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly,
bly in God en God in hom. Weymouth se vertaling sê hom as volg: And we ourselves know and we have confidence in the love which God has for us. We have confidence in the love which God have for us. Ons het vertroue. Sien, dis waar jy moet uitkom in jou innerlike wese. Ek het vertroue in die liefde wat God vir my het. Amen. Ek het vertroue in die liefde wat God vir my het. Ek neem aan die identiteit van 'n geliefde. Ek is 'n geliefde. Amen. Ek is 'n geliefde. Jy is 'n geliefde. Sê saam met my, ek is 'n geliefde. Ek neem aan die identiteit van 'n geliefde. Ek het vertroue in God se liefde vir my. Ek neem dit aan. Okay, nou wil ek afsluit met, kom ons kyk na 1 Korintiërs 13. Dit is die hoofstuk oor liefde. En dit is goed om dit aan mekaar te lees en te mediteer, want die Heilige Gees gaan vir jou al hoe meer goeders daar wys. Want 1 Korintiërs 13 is nie geskryf. Paulus het nie gaan sit en sê, maar ek dink ek gaan nou 'n hoofstuk skryf om hierdie ouetjies bietjie moedeloos te maak. Ek gaan nou 'n hoofstuk skryf wat hulle bietjie aarde toe bring. Hulle kan sien hoe ver hulle tekort kom nie. Dis nie hoekom dit geskryf is nie. Dit is geskryf sodat ons kan leer daaruit, sodat ons kan onsself nader in lyn bring, waar ons in daai perfekte plek kom waar ons die oes inbring, waar ons die seën van Abraham kan sien gebeur in ons lewens. 1 Korintiërs 13 is geskryf vir jou sukses. Vir jou om suksesvol te wees. So kom ons lees dit. Ek gaan dit in die Weymouth vertaling lees. Net vers 4 tot 7. Love is forbearing and kind. Love is kind. Jy weet nie watter battles al die ouens om jou beklei nie. Elkeen van ons het 'n battle. En daai ou wat so op stroppel is dalk besig met 'n vreeslike battle. En as jy net bietjie kindness het, gaan jy die ou, dan help jy die Here in plaas van die duiwel in daai battle. Is julle met my? Love knows no jealousy. Absolutely absent. Liefde het nie 'n idee wat is jaloesie nie. Geen jaloesie. Want jy is lief. Amen. Love does not brag and is not conceited. Conceited beteken dink nie te veel van jouself nie. Brag en dink bietjie baie van jouself. Dis nie liefde nie. Want liefde dink aan die ander ou. Nie aan my nie, aan die ander ou. She, love, is not unmannerly, nor selfish, nor irritable, nor mindful of wrongs. She does not rejoice in injustice, but joyfully sides with the truth. She can overlook faults. She is full of truth. She is full of trust, full of hope, and full of endurance. Full of trust, full of hope, full of endurance. Love is forbearing and kind. Love knows no jealousy. Love does not brag, is not conceited. She is not unmannerly, nor selfish, nor irritable, nor mindful of wrongs. She does not rejoice in injustice, but joyfully sides with the truth. She can overlook faults. She is full of trust, full of hope, full of endurance. As jy in daai geestelike posisie inbring, is jy onaantastbaar vir die vyand. Onaantastbaar. Want God is liefde. Jy bring jouself in God, God in jou en jy in hom. Jy glo die liefde, jy ontvang die liefde, jy mediteer, jy neem die identiteit aan van 'n geliefde. Ek is die geliefde van die Vader. Amen. En daarom kan ek lief hê. Daarom het ek geen vrees nie. Hy sorg vir die voëls. Ek is baie meer werd. Baie meer werd. Die Vader sorg vir my miljoene keer beter as vir die voëls. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u kosbare woord. Ons ontvang hierdie woord vandag. Ons bid dat ons elke een 'n doener sal wees hiervan, en net 'n hoorder nie. Dat dit ingebou sal word in ons innerlike wese. Dankie dat u vir ons wysheid gee en krag gee sodat ons elke ene in oorwinning kan lewe. Dankie vir die groot liefde vir ons in Jesus naam. Amen.